die grafiese teken, voorstelling van 'n vektor. 'n Vektor is 'n soliede lyn. So jy maak nie stippe lyne nie, dis 'n soliede lyntjie. Rooi, gaan jy notas uithaal? Oh my word, nou wat is jou plan van aksie? Nee! Kan nie geen plan van aksie hê nie, jy sal doodgaan. Jy moet 'n plan van aksie hê. Wie sê dit is hierdie? Dit is so triks. Skryf iets. Enigiets. Okay. En so ek het vir jou rooi. Dis om jy kan nie help vir die dag. Dit niks sien. Okay. Goed, sê jouself voor met 'n soliede lyn volgens 'n skaal. Okay, want as ek vir jou sê teken vir my 10 km, dan gaan jy nou nie 10 km se bladsy uithaal nie, so is dit 'n skaal en dit hou 'n spesifieke rigting en daai rigting word met 'n pyltjie aangedui. Okay? So as ek vir jou sê teken vir my 10 meter regs, dan gaan jy byvoorbeeld 'n kolletjie maak. Hallo, sien? 'n kolletjie maak, dan gaan jy vir my 'n streepietjie regs teken. Oepsie. Okay, en dan moet jy 'n pyltjie aan die einde hê. Alright, nou daai pyltjie kan jy op een van twee maniere gaan teken. Jy kan of hom so teken met 'n reguit lyntjie of 'n pyltjie so, of jou pyltjie kan so lyk. Okay? Maak glad nie saak which one dit is of wat jy kies nie, maar in 'n toets of eksamen, as ek vir jou vra om dit te gaan teken op skaal, dan haal ek my liniaal uit wat tot op die millimeter gemerk is en jy mag net tot 2 mm uit wees met myne. Okay, so ek gaan meet hom van daar tot daar. So as jy dan nou jou lyntjie gaan trek tot daar en dan eers jou pyltjie gaan teken, dan gaan jy meer as 2 mm uit wees met my en dan gaan jou antwoord verkeerd wees. Okay, so jy wil super akkuraat wees wanneer jy hierdie gaan teken. So kom ons oefen dit gou 'n bietjie. Okay? Nou sien jy hierso het ek vir jou 2 vektore gegee. En dan sien jy ek het vir jou skaal gegee. 1 cm is 10 eenhede en hierdie eenhede verwys nou na meter of newtons of enige so ietsie. Okay? Nou sien jy daar het ek vir jou 'n vlak gegee waarop jy gaan teken. Hierdie lyne wat ek daar het is nie 'n vektor nie, dit is maar net jou verwysingspunt. Okay, so jy kan sien dis stippellyne. Dan sien jy nou daar het ek noord, oos, suid, wes. Gou vinnig 'n breek hierso. In wiskunde is jy reg, Wouko, kan ek jou help met iets? Okay, gaan die reëlse tyd. Okay, goed. In wiskunde doen julle mos sin porsentaan, né? En julle het gedoen, ek dink, nee, julle het gedoen 0, 90, 180, 270, 360. Ja? Goed, dit moet jy vir my ignoreer in wiskunde. Ag, in wetenskap. Okay, dit is vir trigonometrie in wiskunde. Ons is besig met vektore in fisika. So ons werk wat hulle gebruik in lugvaart en aviation. Dis wat ons gebruik. Okay, so in aviation praat hulle van noord, oos, suid en wes of 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade. So ons 0 grade is daar deurbo en dan gaan ons kloksgewys, nie soos wiskunde wat 0 grade hier is en anti-kloksgewys gaan nie. Okay. Goed, daarbo is dan ook 360. Dan wil ek gou vinnig ietsie kyk. Maak almal julle oë toe. Dis gaan nie bid nie. Okay, maak jou oë toe. En met jou hand, arm, vinger, wys vir my waar is noord. Maak jy jou oë. Jy moet wys. Moenie draadsitter wees nie. Okay. Goed, maak oop julle oë. Wie neem geografie in hierdie klas? It's embarrassing. Julle, waar kom die son op? In die ooste, wys my, waar die son opgekom vanoggend? Son het daar opgekom. Waar gaan die son onder?
In die weste. Waar is dit? Daar, oor die rivier. Waar is noord? Daar is noord, daar Joburg toe. Nie son toe nie. Ook nie, voor jy op die bladsy nie. Ja, jou duim gewys daar na noord toe. Alright, dames en here, dis wat jy moet weet. Dit is nodig vir jou biologiese interne klok om te weet waar kom die son op, waar gaan die son onder. As iemand vir jou sê, loop Joburg toe, dan moet jy weer is min of meer noord. Jou weer sê dit nodig. Ontstel my. Ok, daar's oos, daar's wes, daar's noord, daar is suid. Is julle met my? Nie op, nie af nie. Daar. Goed, nou op papier. As jy dit wys, dan is noord nou die voorkant toe van die bladsy. Okay? Maar hulle kan omdraai en dan kan jy sê noord is daai kant toe. Okay, dis net op 'n bladsy, maar in die regte erge lewe is noord daai kant. Okay, ander vraag wat ek wil weet is in Augustus waar daar suidwesterlike winde. In Augustus, dan kry jy die Augustuswinde, julle weet daarvan, né? En dit kom van die suidwes of hulle sê suidwesterlike winde. Nou is my vraag vir jou. Waar waai, so jy gaan staan nou in daai 'n wind en jou hare waai. Imagine jy het lang hare en dit waai. Waartoe waai jou hare? Okay, opsies. Waai jou hare soontoe of waai jou hare soontoe? Almal vir opsie 1 steek op jou hand. Wat is opsie? Die wat ek eers geteken het is opsie 1. Almal vir opsie 2 steek op jou hand. Julle weer arm iets. Okay? So as jy sê dis 'n suidwesterlike wind, dan beteken dit kom van die suidweste af en dit waai na die noordooste. Okay. Goed. Terug hiernatoe. Wat is fout? Hy val vanaf. Hoekom, Wouter? Skyn direk op hom. Okay. Goed. Liniaal is uit. Allemaal een liniaal. Ik koop een liniaal van ver. Ja, jij koopt ook een liniaal hier. Roy. Een lange of een korte? Nee, ik zie hem nou. Ja, ik heb een kooi liniaal. Ik zie niet dat ik het goed heb. Die lijkt nou uit. Lange of korte? Allebei. Het korte is al weg. Wat zeg jij wou doen? Nee, voor artificieel gaan net. Ik heb het niet nodig. Je doet wel artificieel. Als we zeggen met de gasten, weet ik wat elf in wat zijn er al voor jij? Hij zal doen. Dan gaan we tot bij hoeveel? Nee. Ik zo, Richard, ik ben zo op. Jij kort millimeters. Hoeveel zit er? Serieus? Ja. Gewoon zo lang leuk business hier. Je gaat meteen Hij is 6 keer. Hij is 20. Hij is een guy die niet nog. Hi. Stubborn. Zani, ik jij niet al bij jou? Oké, sharp. En as jy sê 'n keer niks sien, dan wonder ons oor jou geestestoestand. Okay. Alrighty. Hier gaan ons nou. Die eerste ene is 'n verplasing. Sy naam is AB en hy is 40 meter noord. Nou natuurlik gaan ons nie 40 meter hier kan afmeet nie. Die skaal is 1 tot 10. So hoe lank gaan ons lyn wees? As dit 40 meter is, dan gaan ons lyn wees 4 cm. Okay, en hulle sê vir jou noord, daar's noord. So jy begin hier op die middelpunt, op die kolletjie daar in die middel. En dan moet jy nou 4 cm gaan seker jy kan obviously of jou liniaal so hou of so hou, solank jy kom by 4 cm. Nou my papier kan ek inzoom. Ek gee nie om nie. Solank jy hom teken.
Dit is nog net verby die punt. Natuurlik, dis mos net 'n verwysingslyn. Okay, so daar het ek hom, my 4 cm en sy naam is AB en dan teken ek so 'n halwe pyltjie bo-op om aan te dui dis 'n vektor. So, in 'n toets of eksamen tel hierdie wat jy nou net geteken het 1 punt. Die 1 punt is vir soliede reguit lyn wat die regte lengte is, wat 'n pyltjie het, wat 'n naam het. As iemand nog goed missing is, kry jy nie die punt nie. Okay, volgende ene is 'n krag F van 20 Newton wes. Waar is wes? Daar is hy wes. 20 Newton is hoeveel centimeter? 2 centimeter. Okay, so ons teken 2 centimeter. Sê jy? Ja, ek maak dit seker, ek hoor hulle net uit die rigting eintlik soos reguit. Sjoe, nie moeilikie. Hierdie hoofstuk bou op jou eerste en tweede hoofstuk van graad 11 wat moeilike hoofstukke is. So jy wil hierdie klein goedjies moet baie maklik wees vir jou. Alright. Nou. Wat is fout? Links. O, nee, maak nie saak nie. Goed, volgende bietjie definisies is posisie. Nou dis 'n maklike definisie. Wat is posisie? Dis 'n plek wat 'n voorwerp in beslag neem. Dis waar jy is. Waar is jy nou? Jy sit in die wetenskapklas in kamer 28, metode verdieping. Wat is 'n verwysingsraamwerk? Dit is 'n verwysingsraamwerk is iets wat 'n oorsprong en 'n stel rigtings het. Okay. So as ek nou vir julle sê, ek is by die huis, jy verlang na my in jou wetenskapklas, jy sê juffrou kan ek weer kom kuier, sê ek is reg, jy gaan stap so 'n kilometer, jy draai regs, dan stap jy so 2 kilometer, dan draai jy links vir so 400 meter, dan draai jy weer regs vir 800 meter. Okay? Dan wat het ek gedoen? Ek het aangeneem jy begin by die skool. As jy nie by die skool begin nie, as jy al by die mall begin of by Checkers begin of by jou huis begin, gaan jy nie by my huis uitkom nie. Okay, so wanneer jy vir iemand verwys, as jy vir iemand verduidelik, wat noem jy dit? Ja, as jy vir iemand aanwysings, dis die woord. As jy vir iemand aanwysings gee of as jy 'n vektor verduidelik, dan moet jy weet waar daai persoon begin. So jy moet 'n verwysingspunt hê. Okay? So ek moet vir jou sê as jy by die skool se voorste hek uitgaan, dan Okay? So, hieronder gee ek vir nog 'n voorbeeld. Ek sê 'n stelling soos die afstand na Johannesburg is 1432 km, maak glad nie sin sonder verwysingsraamwerk nie, want as jy hier begin en jy stap 1432 km, dan gaan jy in Harare eindig, dink ek. Onseker. Die stelling behoort te lees. Die afstand vanaf Kaapstad na Johannesburg is 1402 km op die N1. Okay, obviously as jy soveel ry op die N2, dan gaan jy nie daar uitkom nie. Weet julle wat sê N1? Wat verstaan N? Okay. Goed, dan 'n paar ander definisies. Dit sê daar 'n reglynige beweging. Ons praat ook van lineêre beweging. Okay, wat is dit? Dit is beweging in 'n reguit lyn, so op en af of links en regs en oos en wes. So julle gaan in graad 10 net reglynige beweging doen. Okay, so super maklik, maar vir reglynige beweging moet jy altyd 'n positiewe rigting aandui. So as jy sê ek kies regs as positief, dan is links natuurlik nou negatief en dan gaan jy hom minus. Dan volgende twee konsepte is afstand en verplasing. Afstand se simbool is of 'n D of 'n X. D is 'n bietjie oudtyds, ons gebruik deesdae net X, maar as jy nou ou toetse of handboeke of wat ook al gaan kyk, hulle kan D gebruik vir afstand en verplasing is delta X. Waarvoor staan delta nou weer? Delta is die verandering in
of finale minus begin. Final minus initial. Okay? So, wat is afstand? Wat is sy formele definisie? Dit is die werklike padlengte wat beweeg word as die posisie verander. Okay, dit is 'n skalaar en hy word in meter gemeet. So die afstand is hoe ver het jou voetjies eintlik geloop. Verplasing is die verandering in die posisie van 'n voorwerp. Daar's 'n formele definisie. Dan hierso in skuins gedruk is nie die definisie, dit is net 'n verdere verduideliking. Wat is verplasing? Dis die afstand wat in 'n spesifieke rigting beweeg is en die reguitlynpad tussen die begin en die eindpunt. Okay. So kom ons sê ek staan nou hier voor. Bla 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 bla. 1 2 bla 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 3 4 bla 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 5 bla 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 6 7 8 bla. Okay. Nou kan ek vra, wat is die afstand wat ek geloop het? Wat is dit? As ons kort plus, dan moet jy sê 8, so 8 3. Geen rigting, geen niks, juffrou jou voete het beweeg, 8, as ek lees op my stekkante, gaan ek sê 8, stap niks. Okay, wat is my verplasing? Okay, juffrou, wat jy begin? Het jy begin, en toe het juffrou gegee 1, 2 tree, so juffrou sê verplasing is 2 tree met 'n rigting. Nou is my rigting noord, of is my rigting suid? Noord. Jy kyk van waar af het jy begin tot waar het jy gaan eindig. So dit is amper as jy sê, goed, juffrou Marx het so toe geloop en jy sit jouself daar waar ek begin het. En sê, goed, waar is juffrou Marx van waar af eindig staan? Okay. Goed, so kom ons kyk gaan na die voorbeeld hieronder. Hierso sê ek vir jou, die afstand pad langs vanaf die skool na die huis is 2 km, die verplasing is hoeveel kilometer noordoos. Kyk na die prentjie hierso. Hierso is jou die skool, hierso is jou huis. Okay? As jy oor die hekke en heininge en goeders gaan spring, gaan mense vir parasekuriteit bel en jou toesluit. Okay? Wat jy doen is jy loop met die pad langs, so daar is jou totale afstand en ek het gesê is 2 km, maar as ons sê wat is jou verplasing, is dit soos wat die kraai vlieg. Het jy al dit gehoor? Dis die kraai vlieg. Wat is dit? Dis die reguit lyn tussen jou begin en jou eindpunt. En daar het ek net so gesê is 0.8 km noordoos, want daar is noord, daar is oos, jy het noordoos gestap. Goed, kom ons kyk gaan na die volgende voorbeeld sê. Beskou die diagram en beantwoord die vraag. Hierso is 'n skeer, hy begin daar by A, dan skie hy al die pad tot by B, dan skie hy na C en dan skie hy na D. Okay, ons werk in lineêre beweging, so in 'n reguit lyn. Nou vra ek vir jou, wat is die totale afstand wat die skeer in 3 minute gedek het? Waar is 3 minute daar sy? So, hy het gegaan van daar tot daar is 40 plus 100 plus 40 is 180. Plus, toe het hy van daar gegaan tot by C, so 40 plus 100 gee vir 140. Plus, van daar af het hy gegaan tot by D plus nog 100. Het ek al met my vrae begin vandag? Ja, Azani, Marisel. Wie het jy geantwoord? Christopher, hoe ver is dit? In jou kop, sonder sakring. 420 wat? Meter. Alright, dan vra ek vir jou, wat is die verplasing van die skeer na 3 minute? Okay, so, hy het hier by A begin en hy het daar by D geëindig. So kyk gou mooi wat doen ek. Ek teken vir my 'n vektor so. Okay, so hy het daar begin en hy het daar geëindig. Hy het regs beweeg. Hoe ver het hy beweeg? 40 plus 100 is 140 meter. En wat is sy rigting toe aan hy? Sê weer? Nee, ons het hier gepraat net van regs en links. Na regs. Okay, maklike konsep. Too easy. Laaste konsep vir hierdie deel van die hoofstuk en dan is ons klaar met hierdie deel. Kom so na nee. Volgende is die resultante vektor. Nou, resultant wil ek hê jy moet dink aan netto.
Resultante vektor is dieselfde as 'n netto vektor of is dieselfde as die som van. Wat is die simbool vir som van? Weet julle al? Dit is wat jy doen, ja, baie mooi. Maar die simbool vir som van, daar's 'n wiskundige simbool, nie die plus simbool nie. Hy lyk soos 'n E. 'n Element, nee, hy lyk so. Julle mag gesien. Sy naam is Sigma. Sigma is sy naam. Julle gaan hom nog doen of ja, ek weet nie, ergens in die hoërskool doen jy dit. Sigma. Goed. So, resultante vektor is dieselfde as netto of som van. Jy kan dink aan 'n results. Ja. Ek wil eintlik nou hoor. Wouko, neem jy 'n rek. Wat beteken netto in 'n rek? So net jy plus al jou goed bymekaar. Minus die skuld. So wanneer ons sê som van of netto, beteken dit nie net plus nie. Dit beteken jy plus en minus dit wat moet weggaan. Okay, so hierdie definisie sê vir jou, wat is 'n resultante vektor? Dit is die vektor som. Som is plus, maar ons weet nou dis plus en dis minus. Is dit pause? Klok gely. Nee, ons moet eers die volgende periode ook nog. Maar hierdie klok gely. Dis die matriks wat jy moet doen. Sê weer? Hy is nie, ek moet dit dalk sluit. Jy is helemaal reg. Okay, goed. So, wat is 'n resultante vektor? Is die vektor som plus en minus daals by mekaar van 2 of meer vektore. En dan gaan die definisie aan, maar dis eintlik 'n tweede gedeelte. Soos menende, jy kan of hierdie eerste gedeelte sê vir die definisie of die tweede gedeelte. Wat is dit? Dit is die enkele vektor wat dieselfde effek het as 2 of meer vektore tesame. Okay? Juffrou, woorde beteken vir my niks nie. Dit is soos om te sê, ek sê vir jou, ek het vandag in my sak 'n R20 en 'n R30. Jy sê, bro, kom sê jy dit vir my so, kom sê jy nie net vir my, jy het R50 by jou nie. Okay, so dit is dieselfde effek as 2 of meer vektore tesame. 2 of meer vektore tesame is R50. Sharp. Nou, ons moet hierdie vektore bymekaar tel. Okay, goed. Julle hierdie dag. Alright. So, ons gaan of die twee vektore kan in dieselfde rigting wees of hulle kan in die teenoorgestelde rigting wees. Menende ons tel hulle bymekaar of ons trek hulle van mekaar af. Okay? So kom ons sê ons het byvoorbeeld nou hierdie twee vektore. En kom ons sê hierdie ene is 20 meter. Jy sê jy stap 20 meter regs en toe stap jy nog 20 meter regs. Hoe ver het jy gestap? 40 meter regs. Okay, so as jy hom moet gaan teken, as ek vir jou vra teken vir my die resultante vektor. Dan jy sê goed, waar het ek begin daar? Waar het ek geëindig daar? So dis die reguit lyn tussen begin en oepsie. Tussen begin en einde. Daar, so. Daar is die resultante vektor en hy is 40 meter. Teken julle. Jy moet hierdie kan teken. Hulle moet dit vir jou kan vra in 'n toets of eksamen. Dit kan 'n vektor kan verplasing wees, dit kan 'n krag wees, dit kan 'n Ek bedoel op afstand, van 'n verplasing of op afstand. verplasing. Okay. Goed.
Of, 'n ander voorbeeld is, ek sê vir jou, ek het gestap van my klas tot by die trappe, toe roep juffrou Marizel my terug en toe stap ek terug na haar klas toe. Wat is my verplasing, my resultante verplasing? So kom ons sê hierdie is 10 meter, nee, dis nie 10 meter nie, hoe lank is dit? 30 meter, en toe stap ek 10 meter terug na haar klas toe. Okay, wat is my resultante verplasing? 20 meter, regs. Okay, so kom ons kyk gou, jy daar begin, jy daar geëindig, so as ek die vektor moet gaan teken, dan gaan daai my lyntjie wees, en my lyntjie gaan regs wys, want as ek kyk van waar ek begin het tot waar ek geëindig, het ek effektief regs beweeg, so daar is my resultante vektor, en hy is 20 meter regs. Moet met soms soveel aan die ander kant. Ja, so hierdie wat ek hierbo het vir jou, is letterlik hoe hulle vir jou dit vra om te teken in 'n toets of eksamen, vir 3 punte. Ok, goed, volgende een sê vir jou, 2 mans trek 'n tou. Die een oefen 'n krag van 500 Newton reg oos uit. Nou dis 'n baie fancy manier om net te sê oos. En die ander oefen 'n krag van 700 Newton reg oos. Wat is die resultante krag aan die tou? Okay, so ons het, daar's my tou, iemand trek hom met 500 Newton en die ander ou trek hom met 700 Newton. Wat is die resultante verplasing? 1200 meter. 200 Newton. So die resultante krag gaan wees 500 plus 700 en dit gee vir jou 1200 Newton reg oos. Juffrou, moet ek sê reg oos? Nee, jy kan net sê oos, maar in wetenskap word dit gesien as goeie maniere om die rigting terug te gee in wat hulle dit vir jou gegee het. Okay. Goed, ek sê die volgende ene. 'n Seun loop van voor na agter in 'n bewegende bus. As die seun 10 meter stap en die bus 70 meter beweeg, bereken die seun se verplasing relatief tot die grond. Okay, so dit voel of ons nou gegaan het van 2 plus 2 na 2 tot die mag 13 minus 7. Okay, prentjie. Hier is jou bus. Show. Gaan ons die bus? Hier staan jy waai vir jou maatjie, bye. Daar waai jy vir hom, jou maatjie klim poep op die bus. En soos 'n cool kind, gaan hy daar agtertoe loop en haar doer agter gaan sit. Okay? Terwyl hy besig is om te loop, hulle is haastig en die bus beweeg vorentoe. Kan jy die prentjie sien in jou kop? Jy staan, jy is relatief tot die grond, so jy is op die grond. Jy maatjie klim op die bus, jy maatjie draai, wat se kant toe, hierdie kant toe, en hy loop agtertoe in die bus, terwyl die bus vorentoe beweeg. Nou vra ek vir jou, wat is sy verplasing relatief tot die grond? Relatief tot daar waar hy opgeklim het. Hoe lyk dit het hy beweeg? Okay? Kom ons sien gaan die seun het 10 meter agtertoe gestap en die bus het 70 meter vorentoe beweeg. So dit is in verskillende rigtings. So wat moet ek doen? Ek moet 'n rigting kies as positief. Watter rigting wil jy kies as positief? 70 die regs. So ek teken vir die persoon wat merk, ek kies regs as positief. Jy kan ook vir hulle skryf regs as positief of wat ook al. Ek wil hê jy moet in die gewoonte kom om dit te doen vir jou graad 11 werk. So ons gaan dan hê, goed, jou resultante vektor gaan wees 70 en nou gaan ek dit 'n klein bietjie anders skryf, plus minus 10. Okay, juffrou, moet ek nou sê plus minus 10, jy hoef nie, wil jy moet die konsep verstaan. Dit is 'n vektorsom, maar die 10 is in die negatiewe rigting en daarom is hy 'n minus. Okay, en dit gee vir jou 60 meter oos of regs of vorentoe of wat ook al. Jy sal sien met hierdie goeters, jy gee dit, soos ek nou net gesê het, in die rigting wat hulle vir jou gegee het, maar hier het ek nie vir jou gesê die bus beweeg regs of links of wat ek al nie, my vraag was 'n bietjie vaag, so dan kan jy, dat jy nou 'n paar opsies hoe jy die rigting kan gee. Wat is die bus reverse? Ja, dan moet ek dit baie duidelik gemaak het die bus reverse. Maar dan sê dit gewees het 80 meter. Dis nou gelyk het of hy soos moonwalk of iets. Want hulle sê nie wat se kant. Ja, my vraag kon ek nou nog mooier gestel het. Alright. Ja. Dus jy dan kon sê, daar is 60 meter in die rigting van jou
Wag. Ja. Okay, julle huiswerk is graad 10s. Vraag, luister vir my mooi. Vraag 4. Dis 'n multiple choice vraag. Vraag 5. Vraag 4, vraag 5. Ouma, hoor is al. Vraag 4 en vraag 5.